Goeienaand en welkom by ons Woensdag aand bidtuur boodskap. Dit is my voorreg om weer eens saam met u te wees vanaand en mag die Here ons lei. Vir ons skriflesing deel ek met u 'n paar verse hier uit Lukas 13 uit. Lukas 13 vers 1 tot en met 5. Dit sê: In dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Nou, hierdie is 'n baie interessante gedeelte waarop ons nie altyd ag slaan nie, en die rede is baie keer omdat ons dit nie werklik verstaan nie. Eerstens vertel dit vir ons dat soos Jesus besig was om die mense te leer, kom daar sekere mense by hom aan wat hom berig bring van 'n groot tragiese geval waar sekere Galileërs besig was om te offer. Dit beteken natuurlik dat hulle in Jerusalem was en by die tempel, want dit was die enigste plek waar jy kon offer. En vir een of ander rede, totaal onbekend aan ons, het die Romeinse regerder Pilatus hulle in hulle daad van aanbidding aangeval en doodgemaak. En nogal so erg dat hy hulle eie bloed met hulle offers gemeng het. Met ander woorde, hulle is in hul daad van aanbidding vermoor. Nou, ons het geen detail van wat werklik hier gebeur het nie, en wat Pilatus se optrede veroorsaak het nie. En dan tweedens, fokus Jesus hulle aandag op nog 'n tragiese gebeurtenis, waar die toring van Siloam op 18 mense geval het en hulle gedood het. Weereens kry ons geen agtergrond wat hier gebeur het nie, maar duidelik was dit 'n tragiese gebeurtenis, waarvan die meeste mense teenwoordig heel waarskynlik kennis van gedra het. En wat dit vir ons nog moeiliker maak, is dat ook net Lukas hiervan skrywe in sy evangelie. Ons lees net van hierdie twee gevalle in Lukas se evangelie, nêrens anders nie. En dan reageer Jesus deur te sê: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs wie se bloed Pilatus met sy offers of hulle offers gemeng het? En van die 18 op wie die toring geval het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nou, die feit dat Jesus hierdie vraag vra, suggereer sterk dat dit juis die gedagte was wat hierdie mense geglo het. En dit is juis dit wat Jesus hier aanspreek. Hierdie gedagte kom natuurlik van die Ou Testament en meer spesifiek van die seëninge en die vloekinge wat God sy kinders voorgehou het, met die gevolg dat mense begin dink het dat as iets slegs met jou gebeur het, dit in werklikheid God se straf was vir jou bose lewe. En dit het natuurlik so erg geword dat as iets slegs met jou gebeur het, het hulle onmiddellik gevra: Ja, wat se geheime sonde het jy gedoen dat God se wraak jou nou getref het? Jy moet sekere bose mens wees dat dit jou tref. Die groot probleem met sulke denke was natuurlik dat dit alle blaam vir die seer en die slegte wat met mense gebeur het, in werklikheid
op God alleen geplaas het. En die vyand, die duiwel, wat in werklikheid die oorsaak van al ons seer en die dood is, het baie keer skotvry daarvan afgekom. En Jesus spreek dit direk hier aan, as hy sê, nee, hierdie mense het nie as gevolg van hulle sonde gelei nie. Met ander woorde, dit wat met hulle gebeur het, was nie God se wraak of hulle verdiende loon nie. Hier is 'n ander mag te sprake, 'n mag wat ons wil seermaak en doodmaak en verpletter. Maar dan vat Jesus dit ook dadelik vas as hy sê, pas op, as julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. Met ander woorde, daar is gevolge van jou bose dade. En as julle nie daarin volhard en julle in werklikheid bekeer nie, gee julle in werklikheid die bose gesag om julle aan te val, om ons aan te val en ons te vernietig. En interessant, dit is juis wat met die Jode gebeur het, wat in hulle sondes verhard het, en nie Jesus as die Messias en hulle verlosser aangeneem het nie. Dit was juis met hulle viering van die Paasfees leer die geskiedenis ons, dat die Romeine Jerusalem omsingel het en baie Jode se bloed met hulle offers gemeng het, soos wat hulle doodgemaak is deur die val van Jerusalem in 70 na Christus. En natuurlik, laat dit ons ook baie keer die vraag vra, hoekom gebeur hierdie slegte en seer dinge baie keer met ons? Hoe weet ons dat wanneer dinge met ons gebeur, of dit 'n toets van God is, of 'n versoeking van Satan is? Want kom ons wees eerlik, 'n toets kan baie keer vir ons voel soos 'n versoeking, want dit maak ons seer, en dit voel vir ons, dit wil ons vernietig, en ons verstaan dit nie. Nou, ons weet deur die woord van God, dat ons as God se kinders getoets word met die harde gedagte, dat ons selfs deur 'n smeltkroes moet gaan, of in 'n smeltkroes geplaas word, soos wat God ons toets en louter en reinig. Nou, die woord leer ons duidelik, dat God ons nooit sal versoek nie, maar wel toets. Nou, wat is die verskil? Want albei kan baie seer wees, en selfs blyk om ons te wil vernietig. En ons weet, God se doel is nooit om ons te vernietig nie. So wat is die verskil? Wel, as jy gevra word om 'n toets te skryf, is dit om te bepaal wat jy weet oor byvoorbeeld 'n sekere onderwerp. 'n Toets wys wat jy weet of waartoe jy in staat is. Dit openbaar wat jy hier binne jou het, jou kennis. En net so, as God ons toets, openbaar hy in werklikheid wat in ons harte is. Nie dat hy nie weet nie, maar dit is eerstens vir ons, dat ons werklik kan sien wat in ons harte is, en tweedens vir almal wat na ons kyk. En dit sluit die duiwel en al die engele in die hemele ook in. En daarom word dit iets wat ons geloof versterk. Maar 'n versoeking daarenteen se doel is om jou tot 'n val te bring, jou te vernietig. En daarom sê die Bybel duidelik, dat God ons nooit sal versoek nie, maar inteendeel, saam met elke versoeking, sal hy vir ons die uitkoms gee, sodat ons dit kan oorwin. So as iets slegs met ons gebeur, is dit 'n toets van God, of 'n versoeking van die Satan? Nou, kom ons wees eerlik, ons weet nie altyd nie, en sal ook nie altyd weet nie, maar ons het nodig om te besef,
dat wat ook al met ons gebeur, ons het nodig om ten volle aan God vas te hou, nie te twyfel in sy groot liefde vir ons nie, en toe te laat dat dit die beste in ons sal ontwikkel en uitbring tot ons God se groot eer. So as iets met u gebeur, wat u laat voel, jy wil God se hand los of hoop opgee in God, sien dit vir wat dit is, 'n versoeking, en hou vas aan God en hy sal jou deurdra en jou geloof versterk. Amen. Kom ons buig saam die hoofde. Onse wonderlike Here Jesus, baie dankie dat U 'n kragtige God is. 'n God is wat ons nooit sal versoek of probeer vernietig nie, maar die een wat altyd die beste in ons wil uitbring. En ja, Here, ons verstaan nie altyd wat agter die skerms gebeur nie. Ons weet nie wat Satan se plan en sy doel is nie, maar eintlik weet ons, sy doel, sy plan is om ons te vernietig, ons van U af te trek. Terwyl U ons baie keer toets om ons versterk, om ons sterker te maak en te wys wat's in ons harte. En Here, ons wil vra dat U ons sal help om wat ook al met ons gebeur, as 'n toets te kan sien, of te kan sien vir wat dit werklik is, 'n versoeking, en dan nog meer aan U vas te hou. Mag U ons reinig, mag U ons beskerm, mag U ons sterk maak, maar mag U ons behoue deurdra tot daai dag wanneer U gaan kom op die wolke van die hemel. Ons vra dit in ons verlosser Jesus se kragtige naam. Amen. Dis hy. Mag die Here U seën en wonderlik dra deur hierdie week en vas staan in genade.